Hallo maatjies, welkom terug. Ek is Boeremeisie. Dis binnekort Paasfees en om dit te vier het ons vir julle 'n baie spesiale storie vandag. Kom kyk saam wat een donkie van Jesus geleer het. Kom, Dina wag vir ons. Dina donkie se groot dag. Ontmoet vir Dina. Sy is 'n gewone jong donkie, lief vir hooi en 'n rustige lewe. Sy het groot ore en 'n vriendelike geaardheid. Goeiemôre, ek is Dina en vandag, vir 'n verandering, is ek nie besig om mense se swaar bagasie te dra nie. Dina se eienaar en 2 vreemde besoekers stap die stal binne. O nee, wat 'n swaar vraag gaan ek nou weer moet dra? Ek is sommer al klaar benoud. Dina, hierdie man sit jou kom haal. Jy moet saam met hulle gaan. Hulle sê, die Here het jou nodig. Die vreemde mans, wat toe altyd 2 van Jesus se disippels is, lei Dina weg en neem haar na die rand van die stad. Daar wag 'n baie belangrike man op haar. Dit is Jesus. Jesus praat saggies met Dina om haar te kalmeer en klim toe op haar rug. Sjoe, ek is 'n bietjie senuweeagtig. Daar het nog nooit 'n mens op my rug gesit nie. Ek hoop ek is sterk genoeg. Maar Jesus voel so lig. Dit voel glad nie of daar 'n las op my rug is nie. Hy praat so mooi sag met my. Ek voel asof ek die belangrikste donkie in die wêreld is. Hulle begin aanstap. Die geraas van die mense word vinnig harder en harder. Hulle kom by die ingang na die groot stad Jerusalem. Oral langs die pad wag mense. Dina voel trots. Sy stoot haar bors uit, hou haar kop omhoog en draai haar ore reguit vorentoe. Die mense gooi groen palmtakke op die grond en selfs van hulle klere. Dina die donkie loop pronkerig op 'n groen tapuit van blare. Die skare sing en juig. Op die donkie ry hy sag en stil deur die stad van Jerusalem. Mense roep met palmtakke hoog, Hosanna, loof die koning skyn. Hosanna, Hosanna, die koning kom. Sag en nederig, God se seën. Dina is weer terug in die stal na al die opwinding. Maar 5 dae later, op 'n Vrydag, verander die geluide weer. Die feesklanke maak plek vir harde geluide in die middag en hartseer gehuil in die aand. Dina hoor hoe haar eienaar vertel dat al die mense wat Jesus geprys het, nou vir Jesus wil doodmaak. Hoe kan dit wees? Dina kan dit nie verstaan nie. Jesus was dan net goed en liefdevol teenoor almal, selfs teenoor haar wat maar net 'n onbenullige donkie is. Dina se ore staan skielik regop. Haar eienaar kom die stal binne en sy gesig straal van vreugde. Jesus leef. Hy het uit die graf opgestaan. Ek, Dina die donkie, was bevoorreg om Jesus vir een spesiale oomblik te dra. Maar Jesus dra ons elke dag. Hy het opgestaan sodat ons kan leef. Dit is die grootste dag van almal. Die les van Dina donkie? Selfs die kleinste donkie of die kleinste kindjie kan deel wees van God se groot plan. Jesus het ons lief en hy het die dood oorwin. En so eindig ons Paasfees storie. Ons vier Paasfees sodat ons kan onthou hoe lief Jesus vir ons is. Hy het sy lewe vir ons gegee. Geseënde Paasfees maatjies. Onthou om die video te like en te subscribe. Tot volgende keer en onthou, gebruik altyd jou verbeelding. Sing saam, vertel jou storie, ons mense se klanke is ons glorie. Met elke woord 'n bietjie geskiedenis, 'n Boeremeisie